Good morning, everyone. What a beautiful morning the Lord's given us. I woke up this morning and it was quiet, and there was this warmth as the sun was coming up. It was this red-orange, and you could hear the birds singing. There wasn't a breath of wind. And I thought, what a perfect day the Lord has made for us to come and worship Him today at church. We are busy at this present stage with the mekaar uitsprake. It's a series which is so necessary within a church. And Marius and Estefan and myself are going to be sharing the different mekaar verse in die Bybel, verskoon my Afrikaans. Ek probeer nou en dan. And it's so important that we as a congregation start living into what the Bible tells us to do. But before I carry on, let's give this morning off to the Lord. Let's bow our heads. The Lord, as we come to you this morning, I think it's with great excitement that we are here. The expectation of hearing word. And knowing that the Holy Spirit within us is going to guide us and lead us in wisdom to be able to live out this word. Thank you for this opportunity that you keep on giving us, Lord. I pray for hearts that are going to be open and acceptance of this word that's going to be heard this morning. But we don't become just hearers of the word, that we become doers, Lord. But at the end of the day, Lord, we want you to get all the glory. We don't want glory for ourselves. I pray for everyone here today, Lord, that today they'll experience the working of the Holy Spirit within them as they hear the word. And we pray this in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Today we're going to speak about leef in verhouding met mekaar. Live in relationship with each other. Now, I don't know about you, but it's sometimes difficult having relationships with each other. Lefty, wat gaan aan met jou? Wat sukkel jy so? Ek voel ek kry 'n bietjie seesiekie, man. Wel, ek het nie 'n lekker skoen soos Righty hierso. I mean, hy kan lekker stap en hy's lekker warm, maar ek's 'n bietjie koud en ek kry 'n paar dorings in my kouse. Lefty, wat gaan aan met jou nou? Is jy 'n bietjie seesiek? Nee. Ek weet, ek sê jy het 'n lekker handskoen aan, ek sien nie myne nie, maar nie my poetie, kom ek help jou vinnig, man. Laat ek jou handskoen aantrek. Dan kan jy my 'n bietjie help, omdat hoekom het jy my help nodig? Ek wil net 'n bietjie warm maak, maar laat ek jou 'n bietjie vryf. Jy moet my 'n bietjie help dat ons Lefty hier net iets op sy voete kry. Hey. Nou kan ons nie aan nie. Maar wie het vergeet om hierdie goed aan te trek? Nee, moet seker al bolder wees hierbo. Hy het eintlik mooi gedink hè. Ja, maar as jy bietjie kyk, kyk hoe lyk sy hare, hy blikkie so lyk of 'n as topping on top of his head. Ja, julle, jy moet nie van vir my maakie. Ek maak ook foute nou en dan. Maar ek kry koud. Laat ons jou help. Laat ons 'n bietjie 'n hoekie optrek vir jou. Laat hy 'n bietjie van haar brein wat jy het, laat hy 'n bietjie mooi dink. Kyk nou. Hey. My handjies is warm. Die voetjies, voel jy 'n bietjie beter? Ja, nee, ek kan lekker loop, man. Dankie. Robles, hoe voel jy? Ek sien die tapuit is 'n bietjie vol nou weer. Nee, dankie my broers. Dankie. You see, that's about big body of Christ, is that we care for each other. That we are there for each other. Now, you must also realize that there's plenty of people you don't know. And each one has a different personality. Have you ever thought of it? Some people work according to list. Me again, don't give me a list. I work from the middle out, back, front, bottom. Some people are in a hurry to do something, and some others are just give my chance.
Ek wil rustig wees. Ek wil eers hieroor dink. Isn't that what the body of Christ is? And all is joined by one thing. What do you think joins the whole body of Christ together in one? Is love. There's it. Love. It's love. But you must understand that the gifts that are lived without love or practiced without love becomes pride. And service that is done without love becomes a duty. And a minister that preaches without love is empty. It's empty. And today, I preach about caring, first of all, and hospitality. And it werk soos omgee en gasvryheid. That's the right word, I hope. And I would like to put these two together because one is not possible without the other one. You can't do one and not the other. And it starts off with love. Love for each other, to care for each other is so important. They say the greatest testimony of a church is not how they worship, but how they love. Because when you love, you care. And it's so important. I mean, if you look at the Jewish nation in the beginning, and they still practice it till this day, is that they really concentrated, and it was their duty and responsibility that when someone came into their house, their first responsibility was to make them comfortable. And then they did one thing that was so important. John 13, verses 14 and 15. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I've set you an example that you should do as I have done for you. Now you must understand, those days, people didn't have Nike tackies and these last shoes that we're wearing at the moment. The people in those days wore sandals. You must understand the roads that they walked in were full of dust. And they didn't have cars. So the distance from town to town was far. And I don't know if you've ever tried to hike with sandals on, but become sweaty. Now you must imagine this mixture of sweat, dust, and whatever else you've tramped on the way through, and you get welcomed into a certain person's house. Now our Creator, Jesus Christ, invites his disciples for a meal. What's the first thing he does? He takes a towel, puts it over his arm, a bottle of water, and he goes in and kneels in front of the first one. Takes off his sandals and he washes his feet. It couldn't have been a pleasant job, believe me. Even till today, if someone takes out their foot out of a nice shoe with a sock, people crawl sometimes to wash someone's feet. But how must you humble yourself to bend down and to wash someone's feet? Someone's feet that you might not know. Someone that you might have only seen once. Imagine if a hobo walked into your house and you ask him to sit down. You take off that part of a shoe and you wash his feet. And our Jesus Christ bent down and humbled himself in front of his disciples that he loved so much and washed their feet. But that wasn't the only responsibility of hospitality that the Jewish household ran.
The next thing that was so important to him was to welcome them in peace and said, Shalom. Welcome in peace. I don't know, who's ever been to visit somebody you just don't feel happy or welcome at their house? Did you get to 'n braai en almal sit daar en braai 'n choppie en praat met mekaar en jy hier sit jy by jouself? Ja, dankie, ek sal 'n choppie nou vat. Have you ever been to a place like that you actually feel so unwanted that you don't actually want to be there? That you haven't even got the feeling or the vryheid om iemand te gaan groet nie. You feel like an outsider. And that's why they were much about the Jews, that they made you feel welcome by saying, peace be with you. You're welcome into my house. I think that's one of the most important things that I think we should start concentrating on. And as a church, that when someone arrives here, the necessity for washing someone's feet is not apparent right now. But I think that the idea of humbling yourself to take time with someone that is coming through that door into our house, here, the Lord's house, and we are his body. Maybe he's coming in with no glove. Maybe he's coming in with one shoe missing. Are we going to be the congregation that says, I'm a loopreg man? Are we going to be the congregation that, weet jy wat, ek het 'n paar skoene hier agter. Laat ek jou help, my broer. Laat 'n paar skoene aan jou voete sit. Laat jy begin warm voel. Laat ons welkom voel. One of the third things we had to do, the Jews had to do, was to give food and something to drink. And I know times have changed. They're almal bring and braai. You know, everyone says nowadays, and it's due to the economy that it's now become a bring and braai. But it's a thought behind it that actually counts. It's not actually omdat jy jou eie kos bring that I'm not doing a good job in my own house. The whole plan is actually to open up my house to you. The fourth thing was, if someone important came into the house, they were anointed with oil. But I don't know if you can remember the story about Martha and Mary, where Jesus was sitting down there with a meal. And Martha came and she said, Jesus, kyk my sussie hierso, sê, "Wat gaan die werk? Sy sit net daar by jou voete en doen niks nie." En ek moet hier rondhardloop, ek het pad aardappels slaai en ek moet dit doen en ek moet tot die vleis braai. Ek doen 'n goeie jobbie en kyk wat maak sy. You see, both were actually doing an excellent job. Because one, at the one time, was sitting at the most important guest's feet, paying special attention to what he's saying and their needs. Maybe someone's walking into your house and they've got such a build-up of resentment or hurt. And we aren't spending time to find out from them, how really are you? How's it going with you? Can I help you? But instead we're running around om die aardappelslaai, die chop, en alles op die vuur reg te kry, dan mis ons eintlik hoekom die mense kom kuier. Is dit nie? Like my Afrikaans, hè? It's good. I thought so as well. I really thought it was good. And one of the fourth things that was really important about the Jewish families was what, when you entered their house, you were under their protection. Their protection. Huh? How awesome is that? And I mean, I went back and I thought about where I heard something like that, and it was right at the beginning in Joshua, where those spies, and that lady took them and hid them in her house. And the king even knew where they were, but she wouldn't let
She hit them so well. And then they could climb out the window and escape. I mean, imagine if you've got someone at your house eating and you've got the law on the door. Doof, 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 doof. Must be difficult to protect someone in your house, knowing that there may be a spy. But it's not about being a spy. It's about when you look at hospitality and the way we see it and the way the Bible speaks about hospitality, it's about opening your heart. It's all about opening your heart. We often say after a sermon, come here and Ferdi, Fani, I'm busy waiting here for you to serve you. It's just not a matter of they just want to pray for you. They're opening up their hearts to take you in. They've got a compassion for your problem, for what you need prayer, and they're busy, ready to work out for you, to live it out. Isn't that what we're called for? And yet, we keep on thinking, it's die ouderlinge se werk. Dis die dominee se werk. This whole series here is about mekaar. It's about each of us have been anointed with a gift from Jesus Christ. We're anointed to stand up here, or down there, or outside, or at your work, to live out your gift. Aren't we going to start living that? Doesn't it open up a fire within you to think, when I walk in here, how can I be of service? So my boeties and my sissies. How can I be of service in God's kingdom? And if we haven't got that thought pattern, we've got a problem. We've got a serious problem. Because how are we going to be measured one day? What's our testimony as a Harbour going to be like if we can't love each other out of the fullness of our heart? And what is our motto? What is our spreekwoord? Our Harbour is? Wandelen in wat? O, ja, sê. Wandel in liefde. When you hear the message, think of love. And I know Esteban's going to carry on now, and he's going to share with us some great word. And let's be encouraged. There's one verse I've got, and I'd like to bring back. 1 Peter 4:9, it says, offer hospitality to one another without grumbling. That's one thing I forgot. If you're going to do this and grumble, don't do it. Don't do it. God's not looking for a grumbler or a nagger. He's looking for someone, he's bereidwillig, is that the word? To step out there and to do the work. I'm impressed myself for that one. May you be blessed. Hoe gaan dit met julle vanmôre? Net goed. Is dit nie lekker om 'n Suid-Afrikaner te wees vanmôre nie? Ek beloof ek gaan nie sport praat nie. So ek hou by, dis lekker om 'n Suid-Afrikaner te wees. Maar een van die lekkerste dinge om 'n Suid-Afrikaner te wees is om te braai. Ek wil spesifiek praat oor as ons die braai met kole doen. Nee, as ons nou kole pak. Pak ons hulle wyd uit mekaar uit? Nee, styf die mekaar, nee? Hoekom? Want hy hou hom die warmste en hy maak die lekkerste vlamme en gaan die langste aan. Maar vat jy dan nou 'n tang en jy vat daai een kool en jy sit hom so 'n bietjie verder weg van die vuur af, wat gebeur? Dis amper onmiddellik, nê? Hy raak amper onmiddellik koud. Dan trek ek hom 'n bietjie deur en sê ek, dis presies hoe ons as gelowiges gemaak is. Ons is gemaak om saam te dien. Dis nie omdat daar iets fout is met die kool nie. Dis nie omdat iets fout is met ons nie. Maar ons kry hitte by mekaar. Ons kry dryfkrag by mekaar. En
ek dink dis die lekker gedeelte om vanmôre te kan praat oor, ons moet vriendelik wees teenoor mekaar. Maar as ons gaan kyk, en soos ons gesê het al meerige kere, ons is besig met die mekaar uitsprake. Ons moet in verhouding wees met mekaar. En dis hoekom die Nuwe Testament so die heeltyd praat, ek dink oom Marius het dit al genoeg gesê, dit is meer as 60 uitsprake oor mekaar. En dis bou mekaar, ondersteun mekaar, dra mekaar, vermaan mekaar. En vandag, baie dankie John, maar vandag is wees vriendelik teenoor mekaar. En ek lees vir ons Efesiërs 31 en 32, want ons het toe ons hieroor praat, toe sê ek net, maar ons kan nie die twee van mekaar split nie. Hulle moet saam wees. En daar's 'n rede vir my resep. Ek gaan dit nou vir julle wys. Vers 31 sê, alle bitterheid, en woede, en toorn, en geskree, en lastering, moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. En vers 32 sê, maar wees vriendelik, en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Amazing. Dit is vir my baie mooi vers. En die rede hoekom ek sê, ons moet die twee saam lees. Vers 31 sê vir ons, wat om nie te doen nie, want dit breek af. So in 'n verhouding, wanneer ons vriendelik moet wees teenoor mekaar, as ek bitter is, as ek woede het, as ek toorn het, as ek skree of kwaad praat, dan breek ek eintlik daai verhouding af. Waar as jy gaan kyk in vers 32, wys hy vir ons hoe om hom op te bou. En die vriendelikheid wat hy hiervan praat, is nie net om nice te wees nie. Het julle daai advertensie, cup of tea is nice? Dan die Santi daar af in die straat, sy's nice. Hierdie is nie om nice te wees nie. Hierdie woord wat hy gebruik, beskryf iemand wat bruikbaar, goedhartig en welwillend is. Well done, John. Hit it on the head. Welwillend is. En as ons gaan kyk wat sê Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Nou, vrede en vriendelikheid kan nie vir mekaar gesplit word. Ek kan net vriendelik wees met jou as ek in vrede lewe. Anders gaan ek dit bedoel? Of gaan ek net 'n fake smile aansit? So, as ons die vraag gaan vra vandag, en ek dink julle gaan bietjie kan resonate hiermee, want na dit, ek beloof, dan is dit genoeg teorie en bietjie prakties. Ek hou van prakties, ek het nog altyd van prakties gehou. Maar my vraag wat ek vandag vir julle wil vra, is doodeenvoudig, word mense swaarder of ligter wanneer hulle tyd saam met jou spandeer? Ek het heeltemal self al aangedink, ek beloof. Die maatstaf, en hoor mooi wat ek sê, die maatstaf, well done John for saying this, maar die maatstaf van ons vriendelikheid is nie die meer nie. Dis die kruis. Want as ons maatstaf skuif van my meer af na die kruis toe, dan is ek vriendelik met jou. Want dis deel van wie my pappa gemaak het ek moet wees. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. By die huis, by die werk, selfs in die kerk, gaan jy 'n keuse staan met mense wat jy gaan ontmoet en mense wat jy mee in verhouding is. Gaan ek daai verhouding bou of breek? Nou, soos ek gesê het, bietjie prakties. As jy iemand het wat langs jou sit, draai na hulle toe. Maar ek soek 'n ernstige gesigsuitdrukking. So ernstig soos wat jy kan. Sien, daar is klaar besig om te gebeur. Vriendelikheid kos soms net 'n glimlag. En as ons so vir mekaar kyk, dan ewe skielik kom die smile. Daar sê, oom Marius, well done. Dit kos soms 'n glimlag, 'n bemoedigende woord, 'n boodskap. Soms kos dit bietjie iets anders, bietjie dieper. Dalk moet jy eers wees om vrede te maak, om verskoning te vra.
Dis waar die vrede inkom. Dis klein aksies. Maar soos wat ek vir julle gewys het met die kole, dis daai klein aksies wat die meeste impak het. Jy bepaal die hitte. Soms is 'n trek iemand net weer nader. Laat jou vuur weer aansteeklik raak. Soos daai glimlag. Dis aansteeklik. Jesus het nie net vir ons gesê ons moet vriendelik wees nie, maar het ons gewys hoe. En elke keer wanneer ons vriendelik optree, is ons besig om die wêreld te wys hoe God met ons as Christene werk. Ons leef in verhouding met mekaar, omdat God eers in verhouding met ons geleef het. En dis hoekom ek vanmôre net hierdie wil afsluit, om vir julle te sê, wees die hittekoel in iemand se lewe hierdie week. Jou vuur is aansteeklik, trek hulle net nader en kry daai vlammetjie weer aan die gang. Dankie oom Marius. Ek moet vanoggend met jou, ek moet die vliegtuig land nou. So ek moet vanoggend met jou praat oor die moeilikste mekaar uitspraak wat daar sekerlik is. Die twee manne los altyd die moeilike een vir my. Ek moet vanoggend met jou praat oor nederigheid. Dis seker die moeilikste, mees sensitiewe van die gees wat daar is. En ek wil hê jy moet hom altyd connect met die vrug van die gees. Wat is nederigheid? Nederigheid is iets wat sodra ek weet ek het ek dit sopas verloor. Dink bietjie daaraan. As iemand sê ek is nederig, is hy nederig. Dis die ou wat gesê het hy het 'n boek oor nederigheid geskryf. Dis die beste boek oor nederigheid wat hy al gelees het. Dis nederig, hoor. So wat is nederigheid? Nederigheid is 'n leefstyl van daaglikse bewustheid van wie jy is in Christus. Dis nie ek nie, dis hy. Dis nie my vrug nie, dis sy vrug. Dis nie my ability nie, dis sy ability wat my able maak om te doen wat ek doen. Hoekom is dit so moeilik? Want is presies die teenoorgestelde van die menslike vlees. Dis die teenoorgestelde van society. Dis die teenoorgestelde van wat mense vir jou sê. Mense sê vir jou, jy moet staan op jou regte, jy moet opstaan vir jouself. Daar's niks aan my fout om op te staan vir jou regte of wat ek al nie, maar hoe staan ek op? Met watter attitude staan ek op? Waarvoor staan ek? Gaan dit oor my? Of gaan dit oor die koninkryk? Dis 'n mindset verandering, want nederigheid is 'n verskriklike, is 'n fyn lyn om op te loop. Nederigheid gee my die vermoë om ander mense te respekteer. As ek nederig is, maar ek sê dit nie, ek leef dit. Die oomblik wanneer ek vir mense sê ek's nederig, gone, daar gaan hy. Bye. Maar wanneer ek dit leef, wanneer ek die servanthood, dankie vir die illustrasies wat julle gegee het, dankie vir 'n begin, dankie vir dat julle dit vir my maklik maak. Want nederigheid is Jesus wat voete was. Hy kon daai aand hulle koppe gewas het oor wat hulle aanvang en wat hulle aangevang het en wat hulle gaan aanvang. Maar hy het nie hulle koppe gewas nie, hy het hulle voete gewas. Wanneer iemand val, ek het nou dit vir 'n groepie gesê daar agter, ons het gebid vir 'n spesifieke persoon en toe sê ek vir hulle, wanneer ons hoor van iemand wat 'n verkeerde stap geneem het in hulle lewe, gaan dit nie oor I told you so of ek is beter as jy of laat ek jou pak slaag gee nie. Maar nederigheid is as ek daai persoon gaan dien, daai persoon gaan optel, daai persoon gaan ondersteun. Altyd met die oog op die behoud van hom of haar wat oortree het. Dis waaroor dit gaan. Dit is wat ons moet saam met mekaar vat. En Matteus 11 vers 28-29 sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Dis Jesus se woorde. Hy sê neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart
en julle sal rus vind vir julle siele. So wanneer ek 'n Jesus attitude het, wanneer ek 'n Christ-like gemoed het, wanneer ek met mense deel, dan is dit, ek wil Jesus se sagtheid, Jesus se juk, wat sag en lig is, wil ek op jou laai. Nie die teenoorgestelde van hart en wat ook al nie. Partykeer moet ons hard praat met mekaar, maar ons doen dit nog steeds in liefde. Dit is nie te sê as ek eerlik met jou is, of ek vertel vir jou dat jy verkeerd is, dat ek dit nie in liefde doen nie. Maar jy sal weet as ek dit in liefde doen. Daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil nie in jou attitude nie, daar's 'n verskil in my attitude. Hoe ek jou approach, en dis nederigheid. Nederigheid beteken nie ek is beter as jy nie. Nederigheid is Jesus wat voete gewas het. Maar dis ook 'n opdrag. Julle ons kan nie daarby verbykom nie, dis 'n opdrag. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed. Ek het in hakies daar vir jou gesê nederigheid. Dit staan nie so in die 53 vertaling nie, maar die woord ootmoed is moeilik om te verstaan. As jy na enige ander vertaling gaan kyk, behalwe die 53, gebruik hy daar die woord nederigheid. Nie dat dit verkeerd vertaal is nie, dis net 'n maklike of 'n moeiliker woord in Afrikaans. So gaan kyk na ander vertalings ook, dan sê hy vir jou, ons moet met nederigheid, en hier kom 'n baie belangrike ding. Hoor gou hierdie woorde, bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Met ander woorde, hoe ek het verstaan in my platkop, is, ek moet nederigheid aantrek. Ek kan nederig, ek bedoel nie die fisiese klere nie, ek praat van my geestelike klere. Dis iets wat ek aantrek, en as julle kan terugonthou oor my reeks oor Kolossense van so jare wat terug, het ek juist daarop ook gefokus op 'n stadium, met een van die preke het ek gedoen oor wat ons moet aantrek. En een van die goed wat ons, een van die laagklere wat ons aantrek, is die laagklere van die vrug van die Gees. Waaronder nederigheid, liefde, sagmoedigheid, al hierdie goeders wat hier genoem word, is deel daarvan. En wat vir my uitstaan is, alles wat ons met julle praat oor vriendelikheid, gasvryheid, al die wat is dit? Die vrug van die Gees. So ek moet teruggaan, as ek wil nederig wees, moet ek teruggaan na my fondasie toe. Wat is my fondasie? Christus. Wedergeboorte. Om 'n nuwe skepsel te word in Christus. En dan die pad van heiligmaking te loop, wat hierdie vrug gedra word. Nou, en dit is 'n opdrag, en ek het vir jou die 2020 vertaling hier aangehaal. Min mense besit hierdie Bybel, maar kyk gou wat sê die 2020 vertaling van 1 Petrus 5 vers 6. Hy sê, net so moet julle wat jonk is ondergeskik wees aan die ouer mense, en dan sê hy hom vir ons mooi, hy sê hom vir ons, dit is 'n baie mooi vertaling hierdie, wat hy sê, beklee julle almal met nederigheid teenoor mekaar. Nie net die jongeres teenoor die oueres nie, dit is 'n voorbeeld. Yes, ons moet die ouer mense respekteer. Maar hy sê, beklee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, want God weerstaan hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ek dink dit is 'n baie, baie mooi vertaling die 2020 hierso. En dit sluit vir my aan by Kolossense 3 vers 12. Wat sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdiges, met innerlike ontferming, ons is nou weer terug in die 53 vertaling, so by the way, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. So daar kom, kyk gou daar, lankmoedigheid, sagmoedigheid, goedheid, nederigheid, wat sê dit vir jou? Roep dit nie vir jou Galasiërs 5:22 uit, nie? Die vrug van die Gees. So met ander woorde, julle, dit wat ons aan mekaar moet doen is, ons kon net sowel hierdie hele reeks genoem het, leef die vrug van die Gees uit. Maar daar 66, of meer as 60 plekke, waar daar vir ons gesê word, ek is nou met die Bybelskool deur mekaar, 66 boeke, wat ook al. Daar's oor die 60 verwysings wat ons met mekaar moet doen. Nou kom ek gou vir jou net so 2 voorbeelde, uit die Ou Testament uit. Kan jy dink 'n mens kan in die Ou Testament nederigheid kry? Baie. Ek gaan vir jou 2 gee. 1 Samuel 18 vers 1 tot 5. Wat weet julle van daai vriendskap? Wie was die kroonprins? Wie moes Saul opgevolg het as koning, regmatig? Wie? Jonathan. Jonathan was die kroonprins. Hoe behandel hy vir Dawid? Met nederigheid.
Gaan lees daai verhaal, gaan lees van daai vriendskap. Gaan lees wat het Jonathan vir Dawid gedoen. Hy het vir hom wat gegee? Hy het vir hom sy mantel gegee. Sy koninklike mantel. Hy het vir Dawid sy koninklike swaard gegee. Hy het vir Dawid sy koninklike gordel gegee. Alhoewel hy die kroonprins was, die regmatige opvolger van die koningskap, het hy geweet dat God het vir Dawid gesalf as koning. En hy kan hom weerstaan het. Hy kan hom soos sy pa gejag het. Hy kan hom doodgemaak het. Maar wat maak hy? In nederigheid gee hy dit wat God vir hom gegee het, wat hy nie kan hê nie. Want hy weet wat God se wil is, gee hy vir Dawid in nederigheid. Wat 'n voorbeeld. Om dit wat ek het te gee. Nederigheid versus trots. Trots sê, dis my posisie. Ek is regmatig, moet ek die opvolger wees. Ek is my pa se kind en ek sal die koning word. Versus nederigheid sê nie my posisie nie. Hy sê maar wat is my rol in die groter prentjie? En Jonathan het 'n baie groot rol gespeel. As jy mens na die hele 1 Konings gaan kyk, 'n baie groot rol. Hy het geveg vir daai army, hy het geveg, hy het inteendeel op 'n stadium het hy selfs Dawid se pad gevat teen sy pa, want hy het geweet sy pa is buite die wil van God. Dis nederigheid. Dis 'n voorbeeld van iemand wat nederig is, wat nie met trots optree nie, maar die groter prentjie kan raak sien. So nederigheid gaan beteken dat jy na iemand kyk hierdie week, nie met wat kan ek gain met hierdie verhouding nie, maar wat is God se plan in hierdie verhouding? Wat wil God bereik? Hoe kan ek tot diens wees van hierdie persoon? Tweede voorbeeld, my laaste voorbeeld. 1 Samuel 24, hierdie selfde Dawid het 2 keer in 1 Samuel 24 en 1 Samuel 26 die geleentheid gehad om Saul dood te maak. Maar wat? In plaas van trots, in plaas van ek gaan hierdie ding uitsorteer, gaan hy in nederigheid. En hy, terwyl Saul in die spelonk was, gaan sny hy net 'n stuk van sy mantel af. En hy wys vir hom na die tyd, kykie, ek was by jou. Nou, Saul het gegaan om daar in die spelonk homself te relief, en toe het Dawid hom van agteraf bekruip. Ek weet nie hoe die prentjie gelyk nie, maar ek wil nou nie vir julle illustreer nie, maar dit was seker maar hy het die geleentheid gehad. Saul was letterlik op sy knieë. Hy kon hom gehaat het. En dit 2 hoofstukke later is Saul besig om te slaap, en al wat Dawid doen, hy loop tot by hom, die ander ouens wil hom doodmaak, hy sê nee, en hy vat sy waterborrel reg langs sy kop, en sy spies, en hy loop weg, en hy wys dit vir Saul. Nederigheid. Nederigheid is om te wag op God, om God te vertrou, dat sy plan beter as my plan is. Dis nederigheid. Dis om my plan ondergeskik, ek sê nie ek word passief nie, Dawid het nie passief geword in die koninkryk nie, maar hy het God se plan en God se idee vertrou vir hom. Het hy koning geword, soos wat God beplan het? Ja. Het hy die plan in sy eie hande gevat? Nee. Hy kon, maar hy het nie. Ag, ek kan vir jou nog baie voorbeelde gee. Moses, daar waar staan in die Bybel, is die sagmoedigste, nederigste mens wat daar ooit bestaan het. Josef voor sy broers, na hulle hom verkoop het en alles, en hy deur al die 22 jaar van wat ook al gegaan het. En dis naderhand, hoeveel jaar later, staan hy voor sy eie broers, en hulle herken hom nie, en hy het al die mag en die krag en nederigheid, sê hy vir hulle, ek vergewe julle. Want God het 'n groter plan gehad. Ek het dit nie verstaan nie, maar nou verstaan ek. Nou dat julle hier voor my staan, en alles het gedoen vir wie? Vir Juda. Sodat Juda kan leef, sodat Jesus gebore kan word, sodat jy die evangelie kan hoor.
Dankie Josef, dat jy nederig was, dat ek vandag 'n kind van God kan wees. As dit nie vir Josef was nie, was die hele evangelie daarmee in. As dit nie vir Josef se nederigheid was nie. Julle nederigheid is nie slap, dis nie om slap te wees nie. Nederigheid is die teenoorgestelde van om slap te wees. Nederigheid is kos krag. OK. Ek wil jou los met hierdie prentjie in jou kop. Die boom wat die meeste vrugte dra, se takke is die laagste. Iets om oor te dink. 'n Boom sonder vrugte is lig en die takke staan regop aan die een kant. Aan die ander kant is daar 'n boom en hierdie boom is vol vrug. Sy takke hang van die swaarheid of die gewig van die vrug. So watter een wil jy wees? Gaan ek vol bravade wees? Look at me. Takke in die lug. Want dit gaan oor my en ek. Me, myself and I. Of gaan dit oor God, sy koninkryk, sy vrug. Julle die fondasie lê daarin dat ek en jy moet eerstens seker maak dat ons fondasie reg is in Christus. Anders is hierdie goed onmoontlik. Hoe nader jy aan Christus lewe, hoe meer vrug sal jy dra, dis wat hy self gesê het, jy moet die vrug dra wat by die bekering pas. So, waarmee gaan ons uitgaan vanoggend? Wie gaan ek dien hierdie week? Ons het by John gehoor, ons moet vir mekaar sorg dra en gasvry wees teenoor mekaar. Ek het volgende iets geleer by hom. Ek het altyd gedog in Engels is dit gas-free, maar toe is dit nou hospitality. Ek het gedog hospitality is wanneer jy siek is, dan gaan jy hospitality toe. Maar ek het goed geleer by John vanoggend. So, want as ek het nou vanmôre in Engels moes gesê het, sou gesê het, die Bybel sê you must be gas-free, maar dit beteken heeltemal glo iets anders daar. Maar ek weet jy gaan dit nie nou vergeet nie. Want jy moet gasvry wees met mekaar. Is dit moontlik om gasvry te wees en vir mekaar sorg te dra as ek nie die fondasie van Christus het nie? Is dit moontlik as ek nie nederig is nie? Is dit moontlik as ek nie die vrug van die Gees in my het nie? Is dit moontlik as ek nie die pad van heiligmaking stap nie? Nee, dis onmoontlik. Dis moeilik julle. Nederigheid is verskriklik moeilik. Jy moet jou eie ek op die kruis sit. Jy moet jouself kruisig, want ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dis Paulus se woorde. Dis nederigheid. Kon Paulus gebrek het oor wat hy bereik het? Hy's 3 keer deur die hele bekende wêreld om die evangelie te verkondig. Dink jy hy het iets gehad om oor te brek? Het hy nooit. Inteendeel, hy het so nederig gebly. Hy noem homself die geringste van die gelowiges. So, die challenge van die week, wie gaan ek dien? Wie gaan ek oplig? Langs wie gaan ek sit en vriendelik wees met hulle? Want vriendelikheid kos niks. Vir wie gaan ek onder my vlerk intrek? Gaan ek vir die Here sê, Here, maak in hierdie week my oë oop, dat ek nie na myself kyk nie, want ek wil nie na myself kyk nie, ek is nie trots nie, ek is nie hoogmoedig nie. Here, ek wil kyk na iemand wat my nodig het hierdie week, al gaan sit ek net langs daai persoon. En ek bid vir daai persoon. Daar's mense wat in hierdie week gaan vir operasies. Daar's mense wat in hierdie week in die hospitaal is. Daar's mense wat in hierdie week vir chemo moet gaan. Daar's mense in hierdie week wat deur moeilike tye in hulle lewe gaan. Miskien moet ek vir die Here sê, Here, wys my iemand by wie ek kan gaan sit. Wys my iemand wat 'n drukkie nodig het. Ek hoef nie slim te wees nie. Ek hoef nie vir jou hele berading te gee nie. Wie kan ek dien? Vir wie kan ek sorg? As ek hierdie goeders uitleef, sal mense dit voel. Mense sal gemaklik om my voel. Hulle sal rustigheid van my ervaar. Hulle sal ervaar dat ek seën vir hulle gee. Want jy sien vriendelikheid, deur vriendelikheid seën ek ander mense. Deur geduld maak ek dit vir ander mense maklik om saam met my te lewe.
Liefde kan mense voel en ervaar. Deur sagmoedigheid skep ek 'n gemaklike atmosfeer om my. Deur selfbeheersing beskerm ek die mense om my. Wat is dit? Die vrug van die Gees. Hoe gaan ons suksesvol in verhouding met mekaar leef? Kom ons bid. Hemelse Vader, ek wil na U toe kom vanoggend en ek wil vra dat U my sal help om die vrug van die Gees uit te leef. Here, maak nie saak of dit vriendelikheid of gasvryheid of sorg of sagmoedigheid of wat ook al is nie. Here, daar is soveel wat vir ons gegee word in die woord om mekaar te dien. En soos daar vroeër ook vandag gesê is, daar's teenoorgesteldes ook en ons gaan volgende week daaroor praat. Maar ek wil bid dat U vir ons hierdie week sal wys, hoe kan ons, teenoor wie kan ons U vrug uitlewe. Gee ons genade daartoe. En as ons sukkel met enige iets, dat ons die vrymoedigheid sal hê. Al gaan, sê ons net vir iemand, kom sit hier langs my. Jy hoef nie vir my raad te gee nie. Hou net my hand vas. Sit net teen my. Ek wil net jou nabyheid voel, want dis waarvoor ons geroep is. John het dit so mooi gesê, ons almal is geroep om hierdie goed uit te lewe. Nie net sekere mense nie. Here, en daar's mense wat hierdie mense wat hier voor my sit, ken, wat ek nie ken nie. Daar's verhoudings wat hulle het, wat ek nie het nie. Daar's familie, daar's vriende, daar's kollegas, daar's mense orals, wat hulle U vrug mee kan gaan uitleef. Geef vir ons genade, en mag ons gebed wees, Vader, wys my iemand, teenoor wie ek kan uitleef, wat U wil hê ek moet uitleef in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap en sy inwoning in elkeen van ons harte. Amen.